Kom ons, wag gou. Kom ons kyk net gou, in die reaksie reageer 10,6 gram natriumkarbonaat en julle het almal natriumkarbonaat gekyk. En A2CO3, né? Ja. Want onthou, natrium is in groep 1, wat beteken hy het 'n lading van +1. Karbonaat is -2. Wat beteken ek het 2, as ek die oorkruismetode gebruik, dan beteken dit ek het, dan skryf ek mos die ladingkies onderaan neer. Dit beteken ek het 2 van hom nodig vir elke 1 van hom. So as jy sy molêre massa gaan uitwerk, onthou dis die massa van 2 natrium, so is 23 plus 23 plus 12 plus 3 maal 16. Nee, dit moet definitief groter as 48 wees. Ja, okay, 3 maal 6, maar daai totale massa, wat is dit dan? 83. Nee, 23 plus 23 plus 12 plus 48. Okay, 106. En molêre massa eenheid is gram per mol, né? So nou as hulle vir jou sê, bereken die aanvanklike getal mol natriumkarbonaat. Hulle sê mos nou vir jou die massa van hom wat gereageer het in die reaksie met 'n oormaat soutsuur. Dan onthou die formule, as hulle vir jou massa gee, dan of vra, dan gebruik jy die formule N is gelyk aan die massa op die molêre massa. Die aanvanklike getal mol, die massa is 10,6 gedeel deur 106, wat kry jy dan? 0,1. Okay. Kom. Hulle sê vir jou, bereken die massa CO2 wat gedurende die reaksie vorm, so sorry, julle moet net nie daai doen nie, maar jy kan nog steeds daai inligting gebruik. So onthou, as hulle vir jou inligting gee oor een ding, maar hulle vra vir jou 'n vraag oor 'n ander ding, moet jy jou molstappe doen. En jy moet al 3 van daai stappe vir hulle wys. Jy het gelukkig nou klaar stap 1 gedoen, die mol uitgewerk van die stof waaroor hulle vir jou inligting gee, daai stap 1. Nou, vir stap 2, moet jy die mol uitwerk van die stof waaroor hulle vir jou vra. Die mol van die stof waaroor hulle vir jou vra, en jy doen dit deur jou verhoudings te doen. So ons kyk nou met koolstofdioksied en natriumkarbonaat, en al is die verhouding 1:1, moet jy nog steeds dit vir hulle wys. Okay, en dan, stap 3 is jy kan die mol oorskakel na die hoeveelheid wat hulle vra. Hulle vra die massa. So nou gebruik jy weer daai formule. Dus mol is gelyk aan massa op molêre massa. Dan soos inligting in, daai is 0,1. Die molêre massa van jou koolstofdioksied is 12 plus 16 plus 16. En dan gaan maal jy met 44 aan die ander kant. En dan kry jy sy massa. Jy loer uit met hom. Ja. Dan sê hulle vir jou, bereken die massa natriumkloried wat gevorm word indien soveel kubieke desimeter koolstofdioksied by standaard temperatuur en druk vrygestel word. Natriumkloried, dis daai enetjie. Okay, so hulle gee vir jou inligting. Waar's my highlighter? Hulle gee vir jou inligting oor die koolstofdioksied. Maar hulle vra vir jou 'n vraag oor die natriumkloried. So weer eens, my molstappe. So, kom ons maak net spasie. So stap 1 is jy gaan die mol uitwerk. Tog, dis nie 'n highlighter nie. Ag, ek nie, die mol uitwerk van die stof waar hulle vir jou die inligting gee. In hierdie geval gee hulle vir jou die ja. Of wil jy gou probeer? Ja, go. Okay, so
soos wat ons nou nog gesê het, nee, dis 'n baie goeie vraag. Hoekom kan jy nie die mol van die natriumkarbonaat gebruik nie, want jy het hom ons nou klaar uitgewerk, want dit is so, as jy een van hulle se aantal mol het, moet jy alles anders kan uitwerk, maar as hulle vir jou nuwe inligting gee, dan is dit omdat iets verander het, so die kans is baie goed dat dit nie meer 10,6 gram natriumkarbonaat is nie, jy werk altyd met die nuwe inligting. So, jy moet nou ongelukkig maar dit gaan uitwerk, en ons moet ons fondasie werk, en as jy nie weet kubieke desimeter is vir volume nie, dan gaan jy sukkel. So dit is nie, baie keer dan dink die kinders, hulle kan nie chemie doen nie, en dan kan hulle chemie doen, hulle het net nie hulle fondasie reg nie. Hy is in kubieke desimeter, ok, wat is dit? Dit is 0,217 1,7. Kijk maar, toen ons rond, maar jy kan maar by 2 desimale afrond, maar dis fijn. Ok, dan werk ons die mol uit van die stof waaroor hulle vir ons gevra het. Die een wat hulle gevra het is natriumkloried, en ons doen ons verhoudings om dit te doen. Wat is die verhouding tussen die koolstofdioksied en die natriumkloried? 2:1, baie mooi. Die vergelyking sê so. Hoe moet dit weet? Jy kyk na die getalletjies daar vooraan. Wie sê so? Ek dink dit is waarom die hoe vir 0,2. So is omtrent so 0,44. Ok, ja. 4,3 wat? 4,34, ok. En dan skakel ons die mol oor na die hoeveelheid wat hulle vra. Hulle vra vir ons vir massa. En dan gebruik ons weer daai lekker formule om dit te doen. Sit stil julle raas. Die mol is 0,434 en die molêre massa van die natriumkloried is 23, wat is dit? Moet dit nie komma iets wees nie? 58,5. Onthou jy kan nie kloor afrond nie. OK. 58,35. Want kloor is 0,5, 35,5. Natrium is 22,99. Ok, maar dit kan jy maar afrond na 23. Kloor is 35,45. Ok, ek gaan maar net sê so. Ok, en dan maal, ja, want daai periodieke tabel daar agter is 'n bietjie meer scientific, ja, julle sin is bietjie meer afgerond. En dan maal ons, en wat kry ons dan? 25,22. Sorry, 0,5. Ok, ek hoop julle het reg uitgemaal. Sterkte!